Goeiemôre broers en susters. Daar sê môre is 'n mooi môre van vooraf. Ek waardeer dit. Vanoggend 'n goeie oggend om dalk naby mekaar te sit. Heerlike koue oggend vanoggend, mooi sneeu op die berge en 'n wonderlike voorreg om hier as broers en susters saam te wees om ons Here se naam groot te maak en net sy woord te hoor om saam met die Here hier te wees. Daar's 'n paar afkondigings wat ons graag in die voorhou. Ons dink in meelewing aan Liesel en Paul Grobbelaar. Met beide se gesondheid gaan dit nie goed nie. Ons kan hulle gerus in ons gebede aan die Here opdra. Ons dink ook aan Mary en Jaapie Hogenboesem. Dis vir dieselfde rede oor hulle gesondheid en ons gaan ook graag die blomme hierdie week ook vir hulle oorhandig. Ons dink nog steeds aan Mabel Venter en ook Elise Weeks, vir wie se name ook in die boodskappe nog verskyn. En dan ook is daar nog 3 ander lidmate wat bykom daar. Ons dink aan Pierre Holloway wat hierdie week in was vir operasie. Dit gaan baie goed met hom na die tyd. Ons dink aan Mariet Oukamp wat ook gehospitaliseer is. En dan het ons vanoggend gehoor van Elio Kutse, die dogtertjie van Fafa en Joe Kutse, of dogter van hulle wat ook gehospitaliseer is. So 'n hele paar mense wie se gesondheid dit nie goed gaan nie, wat gerus ook in die Here kan opdra. Dan 'n afkondiging net dat die kinders wat of jong mense of mense, groot mense ook, wat graag wil saamgaan na die Venterstad uitreik, wat in die Oktobervakansie plaasvind. Die advertensie het al geruime tyd in die boodskapper gestaan, en as jy dink jy wil graag gaan, of daar's 'n paar dinge wat jy nog oorweeg of so, Dani Gryvenberg het gevra dat jy hom na die tyd net in die gebedskamer kry as jy navraag het, of as jy hom op pad soontoe kan kry met hom vinnig praat. Na die gebedskamer, jy weet nie as jy na die deur se kant toe gaan en jy draai na die kantoor se kant toe, agter hierdie kant, heel agter in die saal, daar's 'n gebedskamer, Dani se katekisasieklas is daar, dan kan jy ook daar met hom gesels. Dan verwelkom ons graag ook enige besoekers, of as jy nuwelinge is wat deel raak van die gemeente, baie welkom ook. Ons het 'n welkomboom daar buite. Ons gebruik is maar gewoonlik as jy iemand is wat nuut is, gaan asseblief uit na die boom toe. Jy sal sien daar's 'n bordjie by die boom en iemand van die gemeente sal dan met jou kom gesels, dan weet ons jy's nuut. En ons wil jou graag wil verwelkom en ook wil meer meedeel van ons gemeente ook. Ons begin vanoggend die erediens met die verklaring met die woorde van Psalm 123. Ek kyk op na U, U wat in die hemel heers. Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here, ons God. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan nou staan en die Here se naam groot maak met die sing van Psalm 118. Ons gaan daarvan 2 verse saam sing, vers 7 en vers 8. Dat ons die Here se naam uit Psalm 118 groot maak en daarna bly ons staan vir die belydenis van ons geloof. En direk daarna, as deel van ons belydenis ook, gaan ons lied 188, die 3de vers sing. Die enige God, ons roem U krag en majesteit, o Heer, ons wil U noem, ons God in ewigheid. Ek wil gehoor, Arne, het ons die woorde beskikbaar om te vertoon ook van die belydenis. Ek gaan vra as ons klaar gesing het Psalm 118 en ons belydenis doen, dat ons saam hardop hierdie woorde ook bely. Dat ons elkeen waar ons is, uit die hart uit, maar met die mond ook hardop saam die woorde bely. So kom ons staan en sing ons saam Psalm 118, en dan bely ons daarna saam ons geloof. Oh
Kom ons bely nou hardop saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. In ons verootmoediging voor die Here, gaan ons nou saam luister na die Here se wet uit Eksodus 20. En voor ons dit saam hoor, kom ons sing eers saam die woorde van Psalm 11:2, 'n baie redelike onbekende melodie. Ons gaan daarvan saam sing vers 3 en vers 4. So ek gaan vra Anne-Marie dit eers een keer net deurspeel die melodie en dan gaan ons dit saam sing terwyl ons net so bly sit. Maar ons sing die woorde saam wat ons eintlik daarmee bely om te sê wat die Here haat, onreg en geweld. Enigiets wat hier die Here se wet gedoen word, is dit. Dis hierdie onreg en geweld en regverdig is die Here. Wie se lewe in regverdigheid ervaar, wie se lewe in regverdigheid leef, ervaar God se teenwoordigheid ook. So kom ons sit net so, dan sing ons saam Psalm 11:2, die 3de en die 4de vers, eers die melodie aanhoor, daarna luister ons die wet van die Here saam, en ons antwoord daarop ook terwyl ons bly sit, sing ons saam die woorde van lied 434, die 2de en die 3de vers, waar ons 'n bede eintlik rig aan die Heilige Gees, om ons al hoe meer gehoorsaam te maak aan die wil en die wet van die Here. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak
van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, en die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid verder. Ons Vader in die hemel, dis met groot harte van dankbaarheid dat ons ook vandag saam kan wees en kan gedenk dat U Gees vir U kerk gegee het. Dat U die een is wat besig is om die volle oes in te samel. Dat U besig is om die uitverkorenes wat U voor die grondlegging van die wêreld verkies het, na U toe te bring. Dat U Gees kragtig werk in die kerk om te getuig, om uit te gaan, om die woord uit te dra sodat mense kan hoor, dat mense geroep kan word deur die evangelie. Dis met groot dankbaarheid dat ons getuig dat U Gees ook in ons werk, dat ons die wonderlike voorreg het om deel te wees van die kerk. En dat U Gees ook in ons woon en in ons werk. En ons bede is, Here, dat ons juist daarom gehoorsaam sal wees aan dit wat U vir ons vra, dat ons as gelowiges, elkeen wat gawes ontvang wat die Gees in ons werk, mekaar sal bedien. Dat daardie vrug wat
wat sigbaar moet wees, tog in ons lewe sigbaar sal wees. Dat ons gemeente ook daarvoor bekend sal wees, dat ons in liefde mekaar opbou, mekaar bedien, en dat gemeentelede wat in moeilike omstandighede is, juist dit kan erken en bely dat u hulle bystaan, dat u kerk gebruik, dat u deur die gawes wat u uitgedeel het ook die gelowiges aktiveer om mekaar te bedien. Dat daar juist aan 'n belydenis kan uitgaan, dat u ons nooit sal verlaat nie, nooit in die steek sal laat nie, maar dat u met ons is, en dat u gelowiges ook gebruik in ons lewe. En ons dank Here vir die Gees wat ons hart bekeer, dat ons ook volgens u wil kan leef. Ons dank U vir die Gees wat ons lei om in die waarheid van die woord te wandel. En dis ons bede dat as ons vanoggend saam U woord oopmaak, saam U woord aanhoor, dat ons dit juist sal doen met gehoorsame harte. Sal besef wat die Heilige Gees nou sê, sal aanhoor wat die Gees nou aan ons meedeel. En mag dit daarom juis ook 'n verandering in ons lewe meebring. Mag ons opnuut werk in ons geloof, volhard in ons geloof. Mag ons Here Jesus Christus en sy werk so duidelik sien en besef wat die genade is wat U vir ons het. Aan U kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Ons luister saam na die woord van die Here uit Romeine hoofstuk 8. Ons gaan daarvan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 17. Romeine 8 vanaf vers 1. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur, sodat hy die sonde en die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons, wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Die wat hulle deur die sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees om besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouwens ook nie. Die wat hulle deur die sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle word egter nie deur die sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees. Want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak. Hoewel die liggaam vir die dood bestem is, as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy, deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, staan ons onder die verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God.
die Gees in julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God. Erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Geliefde broers en susters, ons het die wonderlike voorreg om vandag saam ook op hierdie Sondag die Pinkster of die uitstorting van die Heilige Gees te vier. Dit bring ons gedagtes, dit bring ons denke opnuut weer in fokus oor die werk van die Heilige Gees. Wat doen die Heilige Gees in die kerk? Want baie keer as mense praat, is hulle gedagtes dat dit gaan na bonatuurlike of waarneembaar bonatuurlike handelinge. Dinge wat in die kerk eintlik half lei tot wanorde. Sê maar, dit is hoe die werk van die Gees lyk. Sien jy, die Gees lyk so. En tog is dit glad nie wat die woord van die Here vir ons deel oor die werk van die Gees en hoe die Heilige Gees werksaam is in die kerk van die Here en wat die Gees in elkeen van ons doen nie. Die werk van die Gees is baie meer omvattend en is baie meer heerlik as daardie dinge. En hierdie gedeelte wat Paulus skryf, wat hy so mooi sê, maar die Gees woon en werk in die kerk van die Here. En is dit wat Paulus so sterk in die fokus bring in die gedeelte. En hy skryf die brief aan die Romeine gemeente om die genade van die Here en hoe die genade van die Here werk aan hulle uit te druk of bekend te maak. Te verduidelik, maar hoe werk God se verlossing? Hoe bring hy die mens van sondaar af tot 'n verloste? In die vorige hoofstuk het juist klem daarop gelê, hoofstuk 7, oor hoe die wet van goed eintlik goed is. Die wet van God goed is. Dat sonder die wet van God sal ons nie weet wat sonde is nie. Dat die wet is juist daarom vir ons presies te wys wat sonde is. Maar nou kom daar 'n probleem daarmee saam. Want daar waar die wet vir jou wys wat sonde is, besef ons dit. Maar ons besef dit soveel te meer dat ons nie daardie wet kan nakom nie. Soveel so dat Paulus eintlik die vorige hoofstuk afsluit met hierdie stelling, wat hy sê, maar hy vind in homself hierdie wet, dat die goeie wat hy wil doen, dit doen hy nie, maar die slegte wat hy nie wil doen nie, juist dit doen hy. Wie sal my verlos van die liggaam van die dood? Want daar is 'n wet en is goed, maar hy kan dit nie nakom nie. En dan eindig hy die vorige hoofstuk met hierdie kragtige woorde, aan God die dank. Hy doen dit deur ons Here Jesus Christus. En juist daarom gaan hy nou voort in hoofstuk 8, dat hy begin praat van twee wette. Dat daar 'n wet is van sonde en dood en 'n wet van die Gees. En dit klink na 'n vreemde benaming wat hy dit noem, maar sê maar daar's 'n wet van sonde en 'n wet van die dood. En Paulus noem dit, en dis nie 'n ander wet nie, dit is die 10 gebooie. Hy noem die 10 gebooie van God, die wet van sonde en die wet van die dood. En ons eerstens sê, net soos hy in die vorige hoofstuk gesê het, dat die wet van God eintlik goed is. Want die 10 gebooie, die wet van God staan nie los van wie God is nie. Dis nie asof God op 'n sekere manier bestaan en sy wet iets totaal afsonderlik is wat die Here vir ons vra hoe ons moet leef nie. Nee, die Here sê ek is heilig en ons moet ook heilig wees. Hoe kan ek heilig wees? Deur perfek die wet van God uit te leef. Dan kan my karakter presies wees soos God se karakter is as ek hierdie 10 gebooie presies uitleef soos die Here wil hê ek dit moet uitleef. So ons sien dus God se karakter deur die wet. Ons sien dus dat God heilig is en hoe ons heilig moet wees as ons na die wet kyk. Maar Paulus noem die wet van God so as die wet van sonde en die wet van dood, juis omdat die uitwerking daarvan
in mense se lewens is. Die wet is gegee, maar in plaas daarvan dat ons dit stiptelik nakom, presies doen wat die wet van ons vra, besef ons, maar ons kan nie en ons doen nie. Ons wil nie. En dit loop uit op die sonde, want ons gaan die hele tyd in die wet van die Here in. Ek wil nie God verheerlik nie. Ek wil nie my naaste lief hê soos myself nie. En dit loop uit op die dood. So die hele probleem met die wet is dat dit nie enige verlossingsmag het nie. Die wet in homself kan nie jou verlos van jou oortredinge nie. So die wet is regverdig, God is regverdig en dit wys jou die hele tyd net jou sonde uit. Hoe jy alweer en alweer die gebod oortree het en dit kla jou die hele tyd aan en sê maar alweer oortree. Maar dit kan niks doen om jou te verlos nie. Maak nie saak hoeveel keer 'n mens die wet van die Here aanhoor nie. Maak nie saak hoeveel keer iemand vir jou sê jy het hierdie gebod oortree of daardie gebod oortree nie. Of jy God van harte moet lief hê en jou naaste lief as jouself nie. Niemand. Geen mens gaan uit hulle eie uit die wette nakom, die gebooie nakom nie. Niemand gaan uit hulle eie beweging uit sê, maar goed, ek gaan God nou lief hê nie. Ek gaan God alleen dien en van harte ten volle dien. Met my hele wese, ek gaan met alles lief hê in my. Geen mens gaan uit sy eie sê, goed, maar wie wat, ek gaan my naaste nou lief hê soos myself nie. Dit gebeur nie. Ons is van nature geneig om God te haat. Ons is van nature geneig om ons naaste te haat. En nou weet ons dat, dis eintlik vir ons vanselfsprekend vandag, dat ons nou nie na die wet kyk vir ons verlossing nie. Ek en jy weet dit. Ons weet dit, want dit staan baie mooi, dit loop uit op die sonde, dit loop uit op die dood, maar daar's baie mense wat in die Ou Testament vandag nog steeds kyk na die wet vir hulle verlossing. Mense dink aan die Fariseërs en die skrifgeleerdes wat gesê het, maar hulle kan naby hou en hulle soek hulle geregtigheid in die wet. Dink maar hulle kan self nakom, hulle kan self hulle pad werk tot by God. Dis soos die verlore seun van laasweek, die tweede verlore seun wat gedink het hy kan werk vir sy vader se guns. En jy's daarom met die Here vir hulle gesê, Jesus vir hulle gesê, as julle getrouheid in die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. As jy nie in jouself besef, maar maak nie saak hoe hard ek probeer nie. Ek kan nie die wet nakom nie. As 'n sondige mens, maak nie saak hoe hard ek probeer nie, ek kan nie volmaak die wet van die Here nakom nie en dit loop uit op die dood. Dan kan jy nie in die koninkryk ingaan nie. Ons besef dat die wet kan ons nie regverdig maak nie. Die wet kan ons nie heilig maak nie. En die fout lê nie by die wet self nie. Maar die probleem is dat ons in onsself sondig is. Dat ons so elendig is dat die sonde deurlopend in my en jou in die werk is. Dat ons van nature geneig is tot sonde. En juist daarom sê Paulus, is daar vyandskap tussen ons en God. En as jy nou mooi dink oor wat vyandskap behels, dis iemand wat jy eintlik geen liefde vir het nie, trouens mense wat jy haat. So jy kan nie neutraal staan teenoor God nie. Jy kan nie sê, maar goed, ek kom dalk nie God se wet na nie, maar ek is eintlik 'n goeie mens. Daar is nie 'n middelgrond as ek nie God se wet nakom nie, is ek iewers in die middel dat ek eintlik nie God se vyand is nie. Die implikasie daarvan as ek nie die wet nakom nie, is ek 'n vyand. Daar's vyandskap. En dink nou maar gerus waarop vyandskap uitloop in hierdie wêreld waar ons leef. Mense veroordeel en vermoor mekaar. Daar's oorloë van nasies teen mekaar. Niemand gun mekaar bestaansreg nie, jy mag nie lewe nie, ek haat jou. Ek kan sommer dink in die Kaapse vlakte ook, al die haat waarop dit uitloop en hoeveel lewens daar prysgegee word of gesterf as gevolg daarvan. Mense vermoor mekaar daar waar daar 'n uiterste haat is, vyandskap is. Hy sê Paulus, as mens die wet nie nakom nie, dan is jy 'n vyand van God. Daar's vyandskap tussen julle, daar's hierdie slegte verhouding tussen ons en God.
Die gevolge daarvan, van hierdie vyandskap, is dat ons sterf. En dink baie hoe mooi is dit, dat God is die bron van lewe, hy is heilig, en by hom is die lewe volop, en daar waar daar vyandskap is, word ons weg van God af geplaas, is ons weg van God af. As ons weg van God af is ons weg van die lewe af, dan loop dit vir ons uit op die ewige dood. En dis hoekom die wet van die sonde en die dood genoem word. Want dis al wat die wet op sy eie in ons kan voortbring. As geen krag in die wet om ons bietjie te help, om te sê, maar goed, ek gaan vir 'n bietjie krag verleen sodat jy my kan nakom nie. Maar ons van nature geneig om teen dit te gaan wat die wet vra. So die wet is goed, want dit wys uit waarvoor dit bestaan, om sonde uit te wys. Om te wys hoe die Here wil hê ek moet leef. Maar dit wys net hoe jy daagliks oortree, weer en weer. Dit wys daagliks uit dat die mens om God nie in hulle lewe wil hê nie, dat die mens se hele lewe om homself draai. En dis hoe ver die bediening van die wet op sy eie strek. Dat mens die hele tyd sal tekort skiet. Die hele tyd sal beleef, maar ek is 'n sondige mens. Dat ek die hele tyd in vrees sal leef, as ek op myself staat maak. Want ek besef, ek kan die wet nie nakom nie. Ek besef dan, die uiteinde daarvan is die dood, die doodstraf vir my. En dit bring 'n uiterste vrees, 'n uiterste bangheid in my na vore, as mens dit besef. Maar hoor nou hoe baie mooi word die werk van die Heilige Gees nou vir ons beskryf. Dat deur die wet van die Gees is ons bevry van die wet, van die sonde en die dood. So Paulus sê baie mooi, daar's 'n ander wet, daar's nog 'n wet. Dis die een wet, en as jy in hom leef, is dit die sonde en die dood, maar daar's nog 'n wet wat lei tot die lewe, en dis die wet van die Gees. En dit klink vreemd. Want wat Paulus hier beskryf is niks anders nie as net die evangelie. Dat hierdie evangelie is ons vry van hierdie wet van die sonde en die dood. Omdat ons as mens, ons sondige natuur, te swak is, en ons onsself nie kan red nie, as ons die wet aanhoor nie, juist omdat ons net ons eie uit na God sal gaan, juist omdat ons net ons eie uit God sal lief hê nie. Ons is dood vir God, ons is vyande van hom. Juist daarom neem God die inisiatief, werk hy, doen hy, en gee hy die genade vir ons. Kom doen hy wat die wet nie kan doen nie. Hy stuur sy seun, en Paulus beskryf so mooi wat die evangelie is. Dat God het sy seun gestuur om ons van ons sonde te verlos. En dink bietjie wat daardie stuur behels, dat die seun wat sy bestaan op 'n godgelyke wyse gehaat het, nie daaraan vasgeklou het nie. Maar dat hy die menslike natuur aangeneem het, hy het mens geword. Jy is om te kom betaal vir die sonde. En daardie betaling van die sonde kan op geen ander manier plaasvind nie as hy self moet sterf. Hy het gekom en hy het die gestalte aangeneem as sondige mens, sê Paulus dit, want dit is die natuur waarin die sonde gepleeg is mensdom. Hy het daardie mensheid aangeneem, nie met sonde nie. Maar hy het gekom om die offer te bring. Want 'n mens moet sterf om te betaal vir daardie oortredinge. So wanneer die Vader hom stuur, wanneer hy gestuur word deur God die Vader, weet hy, die rede is dat hy moet mens word, weet hy die rede is sodat hy sal sterf aan 'n kruis. Want dit is al manier hoe daar vir die sonde betaal kan word. Hy weet hy word gestuur omdat hy die sondeoffer sal wees. Hy weet hy word gestuur sodat hy die volmaakte lewe voor God moet leef. Sodat hy die volmaakte offer kan bring en te kan sterf aan 'n kruis. Dat hy as 'n volmaak gehoorsame offer sal sterf. En hy is heeltemal gehoorsaam. Hy hang aan die kruis vir mense wat vyande is. Hy hang aan die kruis vir mense wat die wet ken en dit nie wil nakom nie.
wat God se wil ken en sê, maar hulle wil niks met God te doen hê nie. Hulle wil of kan nie God se wet gehoorsaam nie. Hy hang aan die kruis vir mense wie se lewens, wie se totale bestaan net oor hulle self gaan. En hy sterf en betaal aan die kruis vir daardie mense. Wat aan die kruis gebeur, beskryf Paulus wonderlik met die woorde, hy sê God het die sonde veroordeel. So hierdie woord beteken en impliseer dat die sonde wat ons aangeklaar het, ons skuldig is, dat ons nie meer veroordeel word nie, maar die sonde word nou veroordeel. Paulus het juist begin vers 1 sê, daar's geen meer veroordeling vir ons wat in Christus is nie. Met ander woorde, veroordeling is dit wat ons uit God se teenwoordigheid uit weggehou het. Ons veroordeel, ons is skuldig, ons mag nie God se teenwoordigheid kom nie. En nou sê hy baie mooi, aan die kruis wat gebeur het, sonde is veroordeel. Daar is nie meer in ons sonde voor God nie, omdat ons in Christus is. Ons hoor dis baie mooi hoe die situasie omgekeer is, dat die sonde in ons van ons verwyder is, en daarom is ons nou weer in God se teenwoordigheid, by God. So hoekom word dan die wet van die Gees genoem, as dit dan die evangelie is wat oor Christus gaan? Hoekom noem hy die wet van die Gees? Dis juis om die Gees ons laat deel kry aan Christus. Hy word die Gees van God en die Gees van Christus in hierdie gedeelte genoem, en hy maak ons deel het aan daardie lyding en sterwe en opstanding van Christus. Dis hy wat ons laat deel kry aan daai goddelike natuur. En hoe kragtig is die werk van die Heilige Gees nie? Dat die Gees waai waar hy wil. Maar is nie net 'n wind wat waai en jy hoor hom en hy gaan verby nie. Word baie mooi beskryf dat die Gees in ons woon. Is 'n wind wat waai, ja, maar daar is woonplekke waar hy gaan stil staan en inwoon, 'n tuiste maak in daardie persoon. En daar waar hy woon, het ons deel in die goddelike natuur, daar's wedergeboorte wat daar plaasvind. Ons is lewend vir God, ons ken hom, ons ken sy wil, en ons het hierdie strewe dan om hierdie wil van God te wil nakom. So die Gees kom en hy laat ons deel aan daardie volmaakte offer wat Christus vir ons gebring het. Omdat die Gees in ons woon Christus ook in ons, en ons in hom. Juist daarom is die wet van die Gees, dat die Gees ons laat deel kry aan Christus se werk, aan daardie volmaakte offer, daardie betaling vir sonde, en daarom word ons vrygespreek. En die Gees getuig dan ook deurlopend daarvan. Die Gees getuig deurlopend van Christus. Die Gees getuig die hele tyd, maar jy kan jouself nie verlos nie. Die Gees getuig die hele tyd, daar's alleenlik een weg, waarheid en lewe, en dis Jesus Christus. Slegs in hom is daar vir jou verlossing. Maak nie saak hoe goed jy dink jy is nie. Sonder Christus is jy 'n vyand van God. En hoor hoe mooi word dit vir ons hier beskryf, broers en susters. Dat wanneer die Gees in ons kom woon, en wanneer die Gees in ons werk, word die wet van God, die 10 gebooie nie net weggegooi en sê maar, dis nou iets van die verlede, die Gees is nou in ons nie, daar is nie meer, ons hoef nie meer gehoorsaam te wees aan die wet nie. Maar juist hierdie werk van die Gees, hoor ons in vers 4, word ons in staat gestel om te kan doen wat die wet van die Here vir ons vra. Met ander woorde, God se doel met ons verlossing is juis ook die bevryding, sodat ons aan die eise van die wet kan voldoen. Dat ons die wet kan en moet nakom. Ons verlossing gaan dus ook oor ons heiligmaking. Dat ons heilig sal leef, volkome volgens die wet moet leef.
omdat die Gees in ons woon, buig hy ons wil om. Dat ons, wat ons deur die Gees laat beheers, hou ons dit self besig met die dinge van die Gees. Met ander woorde, dit is die Gees in ons getuig, die Gees wys ons op die wil van die Here en ons hou onsself besig daarmee. Wat wil die Here vir my in die lewe? Hoe wil die Here hê moet ek leef? En ek hou myself daarby. Besef wat die Here wil hê ek moet doen. Besef wat sy wil vir my lewe is. En ek bedink hoe my lewe in gehoorsaamheid in die Here moet lyk. Omdat die Gees in my werk, bring hy my terug na die wet van die Here toe en sê, maar lyk jou lewe so? Het jy God lief met alles in jou lewe? Het jy jou naaste lief as jouself? Want die Gees werk dit in jou, sodat jy daarvolgens kan leef. Die Gees werk in my, om my te vorm, dat my lewe al hoe meer soos Christus lyk. Dat my begeerte is al hoe meer daaroor gaan, dat ek myself nie eerste plaas nie. Maar dat ek God eerste plaas in my lewe. Om te dink, in alles te bedink, hoe ek God die meeste en die diepste met my lewe, my hele lewe, kan aanbid. Die nakoming van die wet dis nie onbelangrik nie. Maar is jy so belangrik dat God sy seun gestuur het, om vir ons te sterf, sy Heilige Gees vir ons gee, om in ons te kom woon, sodat ons kan doen wat die Here vir ons vra. En hoor baie mooi wat die gevolge is. Die eerste wet loop uit op die dood en loop uit op vrees. So as jy op jou eie kragte staat maak, sê jy die hele tyd weet, maar ek kan nie, ek gaan doodgaan, jy gaan die hele tyd in vrees leef. Maar die wet van die Gees loop uit op die lewe. En die lewe by God. En omdat ons by God is en beleef, maar ons is by hom, ook 'n lewe van vrede. Met ander woorde, die Gees keer alles om wat die wet in ons voortbring. Dat die wet het die sonde en die dood ons voortgebring, maar die Gees keer dit om, hy bring vir ons die lewe en vrede. So ons leef dus heeltemal sonder vrees. En hoor baie mooi wat dit vertaal is, dat ons nie weer in vrees sal leef nie. Dat daar waar die Heilige Gees in my werk, in my woon, en wys dat ek in Christus, deur Christus met God versoen is, kan daar nie vrees wees nie. As God vir my is, kan ek nie vrees nie. Die Gees bring ons vir ons vrede, want deur Christus en die werk van die Gees is ons nie meer vyande nie. En as jy baie mooi daarvan dat, mens sal dink goed, as jy nie vyande is nie, hy het ons seker vriende gemaak. Maar ons word by baie meer intieme verhouding met God, by God gevoeg as net vriende. Dat die Gees werk en woon in ons om ons kinders van God te maak. As daar nie vyandskap is nie, nie net vriendskap nie, kinders van God. Kinders wat in 'n baie nou intieme verhouding met God leef. Kinders wat aangeneem is, wat 'n verwantskap het met hulle Vader. So in ons naam is ons nou kinders van God, maar ons aard ook. Wat soos God is, so is ons nou ook gemaak deur die werk van Christus en die Gees. Ons het deel na die goddelike natuur. Ons is as kinders aangeneem. En juist daarom is daar baie mooi dubbele getuienis teenoor die Vader dat ons kinders van hom is en teenoor ons dat ons God se kinders is. Ons is aangeneem as kinders. En juist daarom in hierdie absolute sekerheid roep ons uit. Abba. Hierdie woord roep wys op 'n baie harde, spontane, emosionele uitroep. En jy kan jouself net indink na laas Sondagoggend se erediens waar hy gepreek is oor hoe die Vader ons tegemoet hardloop en ons kom omhels sodat ons nie in die skande moet wees nie. Hoe daardie uitroep van ons moet klink: Abba, Vader. Dankie dat U my U kind gemaak het. Dat U my aangeneem het. Dis 'n uitroep wat baie mooi vir ons wys, maar ek kan my pad na God toe nie oop werk nie. Ek
Ek is nie net nog 'n slaaf in sy huis nie. Ek is nie net 'n vriend wat in sy huis werk nie. Maar deur die werk van Christus in die Gees is ek 'n kind gemaak van wie God my Vader is. Dis die sekerheid wat die Gees in my en jou harte werk. Dat ons in so 'n intieme verhouding met God staan, dat hy ons Vader is, dat ons geen meer vrees in ons lewe het nie. Geen Jood sou dit ooit gewaag het om God so te noem nie. God is altyd so half ver en ontoereikend. Maar deur die wet van die Gees, deur die werk van die Gees, noem ons hom Vader. Alle vrees in ons lewe is weggeneem. Maar ons hoor ook nog verder hoe ons lewe moet lyk, dat ons in dankbaarheid voor God moet leef. Sowel die Gees hierdie in ons werk, dat ons in die wet van die Gees leef, het ook 'n verpligting by ons. Ons hoor in vers 12, ons verpligting is nie meer teenoor die sonde nie, want dan sterf ons, maar ons verpligting is teenoor die Gees om 'n einde te maak aan die praktyke van die sonde en die dood. Die woorde wat gebruik word is eintlik sterker. Ons moet die sondige praktyke in ons liggaam doodmaak. En die woord wat Paulus gebruik is letterlik om iemand te vat en hulle dood te maak. Net soos hy is die sonde in ons lewe, as die Gees in ons woon, ons weergebore is, moet ons daardie sonde vat en doodmaak. Met ander woorde, daar's 'n afsterwe van die sonde, 'n afsterwe van die ou mens. Ons moet alles in stryd werp om dit verkeerd is, dood te maak. Ons moet dus 'n baie duidelike besef hê van wat sonde is. Ons moet dit kan identifiseer en juist daarom hoor ons die wet van die Here elke Sondag aan. Ons kan hoor, waarvan het die Here my verlos? En wat wil die Here hê moet ek doen? Hoe moet ek leef? En ons moet dit deurlopend doen. Deurlopend onder die invloed van die Gees wat in my woon, weet wat die Here se wil is en daarvolgens doodmaak wat nie volgens God se wil is nie en na God toe vlug. Na my Vader toe gaan en hierdie wonderlike verhouding met hom leef wat die Gees in my werk. En ek wil dit doen, want die Gees maak my so bewus van God se liefde vir my. Geliefdes, ons sien vandag weer die groot genadewerk van die Heilige Gees, dat hy in die kerk van die Here werk. Dat hy in ons kom woon, dat hy alle vrees wat ons het wegneem, dat hy ons laat deel hê aan Christus, deel maak van Christus se verlossing. Juis sodat ons nie meer in vrees leef nie. Want ons deur sy werk tot eer van God om ons Vader noem. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, wat 'n wonderlike voorreg om U ons hemelse Vader te mag noem, te kan weet dat U besorg is oor ons lewe. Dat U ons juis verlos het om in hierdie intieme verhouding met U te kan leef. En dat ons as U kinders elke dag voor U kan leef met die wete dat U as hemelse Vader vir ons sorg. Dat U dra ons deur die lewe. En ons bede is, Here, dat ons opnuut weer sal verstaan wat die werk van ons Here Jesus Christus is. Dat hy volkome vir al ons sondes betaal het. Dat ons skoon gewas voor U is, dat die Heilige Gees ons deurlopend daarvan oortuig. En juist daarom dat daar geen vrees by ons mag wees nie. En dis ons bede dat waar daar soms vrees in ons lewe voorkom, dat ons opnuut weer sal dink wat die Gees in ons harte getuig. Opnuut weer sal besef dat in ewigheid kan niks ons van U skei nie. Dat ons U kinders is en vir ewig sal bly. Dat ons sal lewe deur die wet van die Gees. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.
Ons gaan op hierdie oomblik eers gou geleentheid gee vir die losmaking van een van die ouderlinge. En ek vra dat Wim asseblief sal opstaan. Geliefdes, ons het nou voor die tyd gehoor, voor die erediens, dat Wim was nou meer as 12 jaar lank aaneenlopend ook ouderling van hierdie gemeente gewees. Wim het op 2 stoele gesit, hy het werk by die herderouderlinge gedoen, maar werk ook by die bestuursouderlinge. En Wim, ons is die Here dankbaar vir die gawes wat hy vir jou gegee het en jou werk ook in hierdie gemeente. Baie dankie daarvoor. En mag die Here jou en julle pad ook vorentoe seën. En hiermee gee ons vir jou ook eervolle losmaking uit die ampt van ouderling. Dankie Wim. Ons herinner die liefdegawe kan afgedra word deur kollekte in te gooi by die deure, of ook deur 'n EFT te maak of die zapper. Kom ons sing nou as ten slotte saam lied 334, ons sing daarvan saam al 4 die verse. Die woorde: deur sy gees die wondergawe laat hy wederliefde spruit. Die liefde dryf die vrees en selfsug uit. Mag sy seun al meer gestalte in ons doen en late vind. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Geliefde, is net enkele dinge. In die eerste plek, ons het 'n vraelys uitgestuur donderdag aand vir die gesinne om in te vul. Ek het dit vanoggend weer op die laerskoolgroepie uitgestuur. Ons vra asseblief vir die ouers, as jy nou nog nie so gedoen het nie, jy gaan nou sprekers hier voor wees, as jy gou vinnig kan invul of met een oor kan luister, of asseblief met volle aandag luister en na die tyd vir ons invul, sal ons dit baie waardeer. So ek gaan vinnig die 2 sprekers net aankondig. Marijke gaan vinnig met ons gesels oor CPM, ons het ook 'n stalletjie buite, en dan gaan Kennedy Muzala, wat hier voor is, gaan ook met ons kom praat oor hulle werksaamhede by Reach for Life, en op hierdie punt gaan ek eers vra dat al die kindertjies en kategete eers verdaag vir katekisasie, dat Marijke en Kennedy asseblief na vore kom. Goeiemôre almal. Ek is so opgewonde om met julle te deel die terugvoer wat ons doen by Crossroad Prison Ministries. Maar ek wil net eers ter wille van volledigheid vir julle sê wat ons doen. So ons is ons doen sendingwerk in die gevangenisse. Ons gaan na die mense toe en dan vra ons vir hulle wie wil 'n Bybelstudiekursus doen. En ons het koeriers in ons gemeente. Anton, sal die koeriers opstaan asseblief. Dis Anton en Herman en Andries
en Kobie is ook hier. Okay, die mense gaan na die gevangenisse toe, hulle praat met die mense, hulle gee vir hulle Bybelstudie, boekies en hulle vul dit in. Dan het ons mentors in die gemeente, sal die mentors asseblief opstaan. Ons het 32 mentors in die gemeente huidiglik. Dis mense wat die Bybelstudie stukkies merk en 'n baie bemoedigende brief skryf vir die studente. So ek wil net vir julle sê wat 'n voorreg dit is om saam met Christus vir hulle die hoop van verlossing en van die lewe te deel vir mense wat hopeloos is. Ek het vir julle 3 stemnotas gestuur. 2 daarvan is van mense wat in die gevangenis is, wat sê wat Crossroads vir hulle beteken. En die 3de een is van 'n persoon wat op parool uit is. Hy het goedgunstiglik sy stemnota ook vir ons gedeel. Julle kan luister daarna en dan is dit Kennedy wat gaan praat na hulle. I thank God for Oom Willie because he made me more curious to want to know Jesus in a spiritual way, because he inspired me with his feedback and he showed me brotherly love, and I am truly grateful. The Crossroads Ministry is a great guideline for any child of God because it helped me on the path I'm walking now. The brothers and sisters are truly generous and helpful, and without Jesus in our lives we are nothing, but in the eyes of the Lord we will always be something, because he is merciful and gracious. My mentor, Sister Kathy, has encouraged me and inspired me to never give up. She helped me to grow in so many ways. She would send me sermons to give me a new angle on the scriptures I know. I realized that I had to come to prison so I can be what God wants me to be. I regret what I did deeply, but I know that in everything that happens, God has a plan and purpose for my life. I've grown so much in the past 3 to 4 years in my spiritual life, and I became strong through Jesus, who gives me strength. When I experience hardship, I know that he will carry me through it and rejoice in him. I was raised in a Christian environment, part of a congregation called the Old Apostolic Church. At the age of 13, I started experimenting with marijuana and alcohol. A year later, I began using a drug called Tuk. That same year, I fathered my first child, but I couldn't be a father yet, as I was still in school. At the age of 25, I got married, but my addiction continued to control my life. A few years later, my life spiraled further out of control. In a moment of brokenness and rage, I took the life of the man my wife had an affair with. On 7th March 2016, I was sentenced and entered Goodwood Correctional Service. I found myself in a very dark place. That same year, I joined the 28 gang, but over time I became tired of being used by people, by drugs, and by my own weakness. A deep sense of hopelessness filled me, and I cried out to God, either take my life or show me my purpose. And God answered. He led me to a ministry called Crossroads. Through Crossroads, I began to understand the Bible, why it is divided into the Old Testament and New Testament. And I received many other teachings that opened my heart and mind. The Lord began blessing me with wisdom, dreams, and revelations. My cup began to overflow. I started leading morning prayers in my room. I renounced the 28 gang, and I stopped abusing my body with drugs. I stopped manipulating others. I became a born-again Christian, a true follower and believer in Jesus Christ, the Son of God, who saved both you and me from eternal darkness, and who has reconciled us with the Father. I was released on parole on the 31st of March 2025, and on the 6th of April 2025, I was baptized. To Crossroads, your ministry changes lives. You make sure God reaches his children, even in the darkest pits. You bring his purpose and meaning to the lost sheep
who had gone astray. You are a light of hope to those who have lost everything, simply because they never understood the truth in God's word. With love and humility, your brother in Christ, Franklin Wessels. Morning, everyone. It's my privilege to introduce you to Kennedy, a dear friend and brother in Christ. We've met Kennedy 4 years ago when we started the Harvesters Ministries program in the east of Angola, Reinhold and myself. He's our interpreter when we present the training there from English to Luvali. He's not going to address you in Luvali, and I will do the translation. He will do it in English, but Kennedy is working on the West Bank. We call it the West Bank, on the western side of the Zambezi River towards the border of Angola. And in particular, he's going to share some testimony with us on the Reach for Life training that they do and the ministry that they do with young people, leaders that work with the teenagers and the young people. Thank you, Kennedy. Welcome here. Thank you very much. I bring with me greetings from my wife and the leadership at our home assembly. I just want to share a little bit about the Reach for Life program. We are so grateful that Pastor Reinhold, Vic, and other members from here went to Zambia and to Chavuma in particular. So when we heard about their coming and the program that they went there to introduce, I brought with me 3 young people from the west bank of Chavuma. We had to cross the river. And when we came, we enjoyed the program. And then when we went there, the 3 young people continued to invite more young people, introduce games, to bring in spices to whatever they were doing. And so many people from the community were coming. And every Saturday, around 14 to 15 hours, they would gather people from the community, play games, and then thereafter share the word. And one of the privileges is that our main target are the teenagers. Many of them on the side of the river where we are, they don't have access to Bibles or even books in English. And so the material is so nice that they don't only read God's word, but there are other teachings like abuse, drugs, and the like. So that is something which is encouraging the young people to continue reading the material. The young people at Lukole saw it good that it should not be at their place only. So they started going from one village to another village to bring youth gatherings. And so far, we now have 7 places where youth ministry of Reach for Life is taking place. And so encouraging that many young people are coming to give their life to the Lord. And one of the amazing things is they are not only meeting on Saturdays, they now have certain days once in a while when they would just go out in the community to preach the gospel. And even yesterday, as I was here, every Saturday, they post the outcome of the day. So yesterday, 3 souls came to know the Lord. And so that is one of the privileges. Please continue to pray for the young people at Lukole and what the Lord is doing in and through them. At the end of it all, to Him and to Him alone be the glory. Amen.